Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus, die naam bo alle name, die koning van alle konings, ons verlosser, ons herder, ons koning, ons leier, ons leidsman. Hy is alles waarna ons soek. Daar's niks anders buiten hom nie. En ons gaan nou kyk na hoofstuk 3 vers 1 en ons het gesien tot nou toe het daar 'n geweldige gedaante onder gedaante verandering in haar gekom, 'n transformasie in haar siel gekom. Christus het sigbaar geword deur haar. En as ons so terugkyk en ons dink alles wat daar gebeur het, so soek in sy was en sy soek rus en soek voedsel en soek al goed. En ons sien waar sy nou is die transformasie vir my net oorweldigend wat alreeds in hierdie vrou se lewe gebeur het. Maar nou in hoofstuk 3 vers 1, as ons net eers weer terug gaan na die vorige verse, het hy vir haar gesê, kom daar uit die rotskloof en ek wil jou sien, want hy wil haar gedaante sien, want sy beeld is sigbaar deur haar. Hy hoor sy eie stem deur haar. Sy begin in haar siel daai transformasie ervaar, dat haar gees, dat Christus wat in haar gees is vrylik deur haar kan leef. Nou hier in hoofstuk 3 is sy weer alleen, en dit is asof sy hom weer nie ervaar nie. Op my bed snags het ek gesoek na my sielsbeminde, ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Nou is sy alweer by daai plek wat sy hom wil ervaar. Sy wil hê, sy wil weet, hy is hier naby my in haar emosies. Een ding het sy ontdek tydens die voorafgaande gebeurtenis, hy is lief vir haar, dat daai dinge het die Heilige Gees in haar ingebou, sy weet hy is lief vir haar. Sy ken die plek van rus, want sy het voorheen rus gesoek. Die soeke na hom het verander, na getuienis van, ek het gevind. Sy het haar sielsbeminde gevind, sy het gevind waarna sy jarelang gesoek het, sy weet sy behoort en sy weet wat die skape wyn voedsel kry, maar skielik is hy net weer weg. God se begeerte is 'n ononderbroke wandel in die gees. Hierdie wandel in die gees is 'n wandel in geloof, terwyl dit nie altyd emosioneel beleef nie. Want ons emosies hardloop met ons rond. Ons emosies ry met ons wipplank. Hy moet ons verder vat. Hy gaan nie toelaat dat sy hom weer in haar eie gevoelens van sy woordigheid sal vind nie. Sy moet leer om in die geloof te wandel en te weet dat hy nie weg is, as sy hom nie emosioneel ervaar nie. Nou regte het sy hom nie werklik gesoek nie, maar sy het 'n herhaling van haar emosionele ervarings gesoek en dit wil hy nie hê nie. Maar tog, as ons verder aanlees, gaan ons sien dat sy gaan hom weer in haar emosionele staat vind. Want hy sal ons nie bo ons kragte lei nie. Ek kan nie sê versoek nie, hy sal nie ons bo ons kragte lei nie. As hy hom na hom uitroep, dan gaan hy vir haar weer laat besef en sy gaan weer voel en weet hy is hier by haar, maar dit gaan altyd die periode wat sy nou sonder hom was lank, dis nagte. Sy moet weet dat die eenheid tussen hulle nooit verbreek kan word nie, al voel sy geen emosionele ervaring. God bly altyd dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En wat hy vir jou gesê het, toe jy miskien daai belewenis met hom gehad het, bly. Daai waarheid bly, al voel jy hom nie vir 'n volgende paar nagte nie. Hoofstuk 3 vers 2, ek wil dan opstaan en die stad rondgaan. Sy was desperaat. Sy moet hom gaan soek. In die strate en op die pleine wil ek na my sielsbeminde soek. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Hierdie soeke is 'n herlewing wat in haar hart brand. Wanneer jy hierdie soeke in jou binnewêreld ervaar, moet jy nie ophou soek nie. Al is dit nou weer vir 'n emosionele belewenis, al is dit nou weer vir Here, ek wil weet, ek wil daai liefde en blydskap in my binneste ervaar, ek wil vervuld voel, ek wil voel, ek het gevind en alle goed, dan soek hom net. Soek hom net. Onthou, sy lewe oorweldig ons. En dan sê Paulus, dan loop ons oor van blydskap. So ons drink van daai water van die lewe. Ons loop oor van blydskap. Die verdrukkinge het hom
het hy oorgeloop van blydskap. So hy het sy lewe ervaar die binne in hom, daai lewe wat daai blydskap wat jou verstand te bowe gaan. Haar begeerte is om Christus as persoon te soek van die hemelse feite en die hemelse dinge. Miskien het sy baie tyd spandeer met studie rondom leerstellings in die woord, of sy het baie geestelike boeke gelees wat mense geskryf het, of sy het kerklike samekomste bygewoon of kursusse gedoen. Haar kennis het vergroot en daar's niks wat ander kan vertel nie, maar daar is 'n verskil om hom te ken as persoon. Jy kan hom ken deur dit wat jy in boeke kry, wat jy van hom lees en bestudeer. Ook kan jy hom ken deur die skrifte ondersoek. Jy kan die woord uit jou kop uit leer, maar jy kan hom as persoon nog nie ken nie. Die een bring lewe en die ander bring dood. Die Passion Translation sê, you are busy analyzing the scriptures, frankly poring over them in hopes of gaining eternal life. Everything you read points to me, yet you still refuse to come to me, so I can give you the life you're looking for, eternal life. Daar's 'n verskil. Nou moet sy hom op 'n ander manier soek. Die wagte wat in die stad rondgaan het my aangetref, hulle het my sielsbeminde nie gesien nie. Met ander woorde, sy het na hierdie mense wat sy altyd berading by soek, en die beraders en die pastore en die leraars en die dominees en die herders en almal wat wagte is. Hierdie wagte is hulle wat jou siele waak. Sy het na hulle toe gegaan, maar nie een van hulle kon haar as sielsbeminde gee nie. Nie een van hulle kon vir haar sê waar sy as sielsbeminde kan kry nie. Hulle was mense wat goed opgelei was in die weë van die Here, maar hulle kon nie vir haar sê waar om die Here te kry nie. Niemand kan haar help en vir haar sê waar sy haar beminde kan vind nie. Maar net hy alleen weet waar sy hom moet vind. Die pad na hom toe is die teenoorgestelde as die pad na die wagte toe. Jy moet die pad na die wagte toe verlaat om by hom uit te kom. Sy moet hom nou vind in haar alleenheid saam met hom. Geen mens kan jou gee wat hy jou kan gee. Dit wat 'n mens jou gee is net tydelik en môre moet jy weer bemoedig word. Maar wat Christus jou kan gee, bring vir ewig en bring 'n rus vir jou siel. Buig vir hom alleen, want jy sal nêrens ander versadig word nie. Om die pad na hom toe te volg is om die pad na die wagte toe te verlaat. Sy vra desperaat of hulle nie haar sielsbeminde gesien het nie. Hulle kan haar miskien verduidelik hoe om daar uit te kom, maar hulle kan hom nie vir haar vind nie. Hoofstuk 3 vers 4 sê, skaars het ek van hulle af verder gegaan, of ek het my sielsbeminde gevind, ek het hom vasgehou en hom nie gelos nie, voordat ek hom gebring het in die huis van my moeder en in die binnekamer van haar wat my gebaar het. Sy moes die wagte verlaat en van hulle af weggaan. Jy sal nie jou sielsbeminde by hulle vind nou nie. Die Here wil nie hê jy moet hom nou vind by hulle, by wie jy altyd gaan sit het en jou probleme vertel het en gesê, maar waar is die Here, en hulle bid saam met jou en dan voel jy en ervaar jy bevind hom, jy het vrede in jou hart, maar hierdie is 'n ander soektog. Jy moet jou wagte en al daai wagte wat oor jou wag hou, moet jy verlaat en jy moet Jesus alleen gaan soek. Hy soek nou 'n intieme verhouding met jou, ononderbroke, wat jy nie deur die wagte hoef te hoor dat hy daar is en dat hy jou nooit sal vergewe en jou nooit sal verlaat nie. Jy moet dit nou by hom aan sy voete gaan sit. Hy wil nou bemoeienis maak met jou. Toe sy die wagter agterlaat, het sy haar sielsbeminde gevind. Maar haar soektog is vervul en dit sal haar vorentoe leer dat die dors in haar siel geles sal word as sy aanhou soek. Nou, alles wat God in jou lewe doen, is alleenlik as gevolg van genade en geen verdienste nie. Wanneer ons dink dat dit enige iets met ons te doen het, omdat hy ons in sy opstandingslewe wil inlei, sal ons telke male onsself in 'n droë, dorre woestyn vind, waar ons hom soek en nie vind nie. Ons kan nie kies wat ons wil hê nie. Dis sy genade en ons moet alles uit sy hand uit aanvaar, sonder murmurering. Ons moet hom ook leer ken in sy dood, soos ons gesien het voorheen. Ons moet hom leer ken in sy dood en in die
opstandingslewe. Nou kom sy weer by 'n punt waar die koning sê, ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak, of op te wek voordat die liefde behaag nie. Vir die tweede keer besweer hy die dogters van Jerusalem, hulle moet nie 'n hindernis wees in haar soektog van haar beminde nie, sodat sy nie verskrik word en ophou soek nie, dat sy skrik en weghardloop nie. Ons gaan deur baie verdrukkinge as gevolg van ons soektog na ons sielsbeminde, maar dit is onvergelykbaar met die vreugde wat ons beleef as ons hom gevind het. Nou wil ek net so vinnig oor ietsie praat, en dit is 'n verhouding. Wat is 'n verhouding? Ek wil hê julle moet mooi kyk en mooi luister as ek na hierdie demonstrasie gee. Veronderstel, ek en my vrou is getroud, en ek het 'n boek van haar, wat alles beskryf hoe sy is. Hierdie boek is so amazing, ek lees hom, en ek sien, dis wat sy alles kan doen, dis hoe hy is, en dit is wat sy al in haar lewe gedoen het, en ek lees verskriklik baie van haar, want deur hierdie boek gaan ek haar leer ken, maar nou is ons getroud, nou leef ons saam, nou kom ek die aande by die huis, ek groet haar, en ek gaan sit op die bank, en ek lees hierdie boek, en ek hou hierdie boek aan lees, en dan gaan slaap sy naderhand, en sy is altyd alleen, en sy hoor my nooit, en sy ervaar my nie, ek praat nie met haar nie, sy beleef nie, ek is daar nie, ek is daar, maar ek is nie teenwoordig nie. En dan môreoggend dan staan ek weer op en lees ek weer in hierdie boek, sien ek hoe wonderlik is hierdie vrou vir my. En ek sien haar goeie eienskappe en wonderlike vrou hierdie. En ek vertel vir mense van hierdie wonderlike vrou wat ek het, en ek quote vir hulle skrifte, stukke in die boek, en sê, kyk wat kan sy alles doen. Vanaand kom ek weer by die huis, en dan groet ek haar, en dan gaan sit ek weer by die bank, en ek lees my boek, en so gaan ek aan, en bewondering oor hierdie vrou van my. Maar ek gaan nie na haar toe. Sy ervaar my nie, sy beleef my nie, ek is nie daar nie, ek is weg. Wat 'n verhouding is dit? Dis nie 'n verhouding nie. Nou ons moet leer om Jesus so in ons lewe in te trek, al die kamers van ons siel oop te maak, om hom so in ons lewe in te trek, dat hy oral in hy volle huis van ons intrek, om dit so te stel. Daar moet elke kamer moet beskikbaar wees vir hom. Ons moet alles oorgee aan hom. Maar as ek en my vrou 'n goeie verhouding wil hê, dan kom ek die aand by die huis, en dan groet ek haar, en ons maak 'n koffietjie, en ons sit op die bank, en ons gesels oor die dinge, ons gesels oor die probleme, en ons help mekaar oor die probleme wat ons ervaar het in hierdie dag, en ons bemoedig mekaar, en ons versterk mekaar, en so gaan ons aan met hierdie verhouding, so groei hierdie verhouding. Nou dit is presies wat die Here Jesus van ons verwag. Hy sê ons is besig om die skrifte te analiseer, en deur dit kry ons die hoop van die ewige lewe, en alles wat ons lees verwys na hom, maar tog verhoed ons om na hom toe te kom as persoon. Onthou, Jesus is 'n persoon, en hy soek 'n persoonlike verhouding. Daar waar ek die probleem ervaar in my werksituasie, moet ons bid. Net daar waar ek sit met die probleem, kan ek met hom praat en sê, Here, u weet, u sien nou my probleem hier, so ek weet nou nie hoe om hierdie goeders reg te maak nie. Asseblief, Here, kom met die Heilige Gees en gee my wysheid om hierdie probleem reg te maak. Ons moet hom ken in al ons perspektiewe van ons lewe. Dit is wat die Vader wil hê. Ons moet hom innooi, hy is ook 'n vriend van ons, maar hy is ook ons redder. Hy het ook die Heilige Gees vir ons daar gegee, om ons te leer, en ons ook te help met daaglikse taakies. Baie keer, dan kry ek 'n probleem in my beroep, dan kry ek 'n probleem, dan sê ek, Here, u weet, dat die Heilige Gees het u vir my gegee, en hy leer my nie net van u nie, maar hy kan my ook met hierdie probleme help. Kyk net hoe sukkel ek met hierdie ding, en ek het nie 'n idee wat ek nou moet doen nie. Ons moet dit gereeld bid, daai verhouding met hom hê, en dan help hy ons. Hy help ons met dit ook.
Nie net om Christus aan ons te openbaar nie. Nie net om vir ons te sê, hoorie, maar Christus leef in jou. Dit is jou nuwe lewe, nou leef uit daai lewe uit. Nie net dit nie. Ook om ons in elke dag se probleme te help en vir ons, want hy weet alles. Hy kan ons lei na goed toe wat ons moet opsoek, soos handboeke of wat, of hy kan ons lei om iemand te bel of so, en hy kan miskien vir jou sê, maar bel vir Koos, want hy weet baie van hierdie goed af. Of hy kan jou lei, ons beleef dit elke dag in ons lewe, en dit is die verhouding wat hy met ons wil hê. 'n lewendige verhouding. Nie net as hy is nie 'n persoon wat net kyk, hoe maak jy verkeerd en slaan jou as jy verkeerd. Nee, hy's 'n Vader. En jy kan alles vir hom vra, en jy kan met alles toe na hom gaan, en hy sal vir jou alles verduidelik, en hy sal alles oplossings bring van alle probleme in jou lewe. Hy sal jou wysheid gee, en ons moet hom ervaar in daardie, nie net by die kerk nie, by elke dag se lewe, is sy begeerte om ons ook daar te help. Vader, ons kom na U toe, in die naam van Jesus in hierdie oggend. En ons wil bid, Vader, dat U vir ons sal wys hierdie verhouding met U en met Jesus wat in ons leef, en met die Heilige Gees, dat daai kontak nie verbreek moet word nie, dat ons U sal ken in elke situasie in ons lewe, in al ons probleme met ons kinders, as daar probleme is met ons kinders, as daar probleme in die huwelik is, as daar probleme by die werk is, as daar finansiële probleme is, dat U vir ons rus sal gee, dat ons na U toe sal hardloop, in alle omstandighede, dat ons nie by mense sal gaan kla nie, maar U is die een wat vir ons rus gee, U is die een wat vir ons vrede gee, U is die een wat daai deurbraak in ons lewe maak, dat ons beleef, maar U is met ons, wat ons daai sekuriteit gee, wat ons lewe volkome maak. En ons wil vanmôre vir U vra, dat U so 'n werklikheid in ons lewe sal word, so 'n werklikheid elke oomblik van ons lewe, dat ons nie enige oomblik van ons lewe U sal vergeet nie. En dit is my begeerte wat ek in hierdie oggend wil vra, dat ons U sal toelaat in elke verborge argief in ons gedachtewêreld, dat U daar sal ingaan en sal skoonmaak en sal oopmaak, en ons sal vrymaak van alles wat ons vashou en terughou van U af, dat ons sal oopmaak, dat U sal kan kom, Here, en ons lewe in besit sal neem. Ons sê dankie daarvoor, Jesus. Amen.